Goeiemôre, ons is hierdie week besig om te kyk na wat dit beteken om te wen in die spel van Christendom. En vanoggend wil ek graag weer iets lees uit Paulus se briewe, weer aan Timoteus in 2 Timoteus 4. Ons lees van vers 6 tot 8. Hy skryf vir Timoteus: wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik en ek het gelowig end uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Nou wat Paulus hierso skryf, is hy skryf dat hy amper aan die einde van sy lewe, en dat hy het hierdie wedloop gehardloop, en hy is opgewonde om Jesus te sien. En ek kom baie keer agter, dat mens baie mooi in mense se ou dag sien, watter wedstryd hulle gehardloop het. Kom ek vertel julle 'n storie van een van die vrouens, wat in my huisgesin, veral vir my vrou, baie beteken het. Haar naam was Tannie Beatrice, Tannie Beat het ons haar genoem. Tannie Beat was 'n fantastiese volgeling van Jesus gewees. Sy het Jesus gevolg met alles binne in haar. In haar ou dag het dit gebeur dat sy blind geword het. En stadig maar seker het sy al hoe moeiliker begin sien. Sy moes die tekste op haar foon al hoe groter maak. Haar druk van haar Bybel moes groter word. Maar soos wat sy ouer geword het, het haar gebrek aan sig nie gemaak dat sy die wedstryd met minder moeite gehardloop het nie. Soos sy minder kon sien, het sy besef dat sy al hoe beter begin luister. En het sy haar ore gebruik om veral spasies te skep waar mense vir haar gebedsversoeke kon gee. En so het gebeur dat aan die einde van haar lewe het Tannie Beat een van die mees getroue gebedsvernote geword in baie mense se lewens. Sy het baie keer, het sy vir my gevra, waarvoor kan ek vir jou bid? En dan was ek verstom om te hoor hoe sy vir my bid en hoe antwoorde op haar gebede gebeur het. En hier is Tannie Beatrice, sy is besig om die wedstryd voluit te hardloop. Sy is besig om 'n lewe te kweek. Al is sy in haar ou dag besig om uiterlik te vergaan, is sy innerlik vernuwe. Nou kom ons bid ook, dat ons wedstryd ook 'n wedstryd sal wees, waarin ons al hoe meer soos Jesus sal word, al vergaan ons uiterlik. Here, ons bid dat ons ook soos Paulus eendag kan sê, dat ons die wedstryd voluit gehardloop het, en dat ons die wenstreep bereik. En ons dank U, Jesus, dat U elkeen van ons daar ontvang. Ek bid, Here, dat U elkeen van ons sal help in hierdie dag, om nie te hardloop, sonder om te weet waarvoor ons hardloop nie. Vorm in ons en bou in ons die karakter van Jesus, bid ek in Jesus se naam. Amen. Ek hoop jy het 'n lekker dag vandag, ons sien jou môre weer.